Goeiemiddag julle, dis Adrian en Roan, welkom by episode 15 van Bosklets. En vandag gaan ons gesels oor, wat is die punt? Ons het soveel navraag gekry om cool keuses of bullet keuses in jou RLI toerusting te bespreek. Net gou 'n disclaimer, ons gaan hierdie baie ligteliks bespreek, want dit is 'n baie intense gesprek. Soveel details, soveel afstammelings van opinies en afstammeling van feite, dat ons dit so lig as moontlik gaan hou, om die basis te cover, dat jy weet wat ons bedoel, sonder om vir jou te sê. Ja, ons gaan nie vir jou sê wat om te doen nie. ons gaan dit lig hou, ons wil informasie bring, ek gaan vertel wat ek al gedoen het, hy gaan vertel wat hy al gedoen het, want daar is net te veel gewigte, te veel kalibers, te veel scenario's, te veel BC's, te veel goed wat 'n rol speel, twistryds, ons gaan nie eers daarby inkom nie. Ons gaan net chat oor 'n jagscenario, basiese jagscenario's en wat werk. So, Roan, sê vir my, ek dink, aanleiding na hierdie gesprek toe is obviously episode 9 en episode 11, waar ons gesê het ons gaan hierdie bespreek, en ek dink ons het dit so al vermy, omdat ons weet dit hoe intens die gesprek. Ja, dit soos jy sê, dit is 'n moeilike ding, en sodra jy in dit ingaan, dan is daar verskillende aspekte van 'n spesifieke patroon wat bykom, en dan is, wat is die einde van wat jy wil doen, en is daai die regte punt? So dit is 'n vicious circle om te besluit wat jy wil doen, en ek dink, in episode 11 het ons gepraat van wat jy saai sal jy maai, oor die RLI, wat se kant toe, moet 'n mens koop, jy doen dit jou manier, ek doen dit my manier. So ons het ligtelik aangeraak, en soos jy sê, ons het dit probeer vir my, ek dink ons is nou episode 15, wat is die punt? Soos jy kan sien, ons het dit nie direk daarna aangepak nie, en ons het 'n bietjie ons huiswerk gedoen, en agtergekom dat daar is net te veel opinies en variables en alles wat daarbij betrokke is. So ek stem, ons hou dit lig, ons sê vir jou wat ons gedoen het, en wat ons in glo, en dan as jy daarin glo, en jy stem saam, comment vir ons onder wat jy glo, of wat jy enigiets anders, as jy nie saam met ons stem nie, asseblief, dat en Adrian weet nie alles nie, hy dink hy weet alles, maar ons weet nie alles nie, so comment asseblief waaronder, sê vir ons, wat is jou opinie, wat is jou storie, as jy storie het, deel met ons, jy weet dat ons, kom ons educate mekaar, dit is eintlik hoekom Bosklets begin was in die begin, So, terug na dit toe, ek het oor 5 of 6 kalibers, 7 kalibers, wat heb ek al, waarvoor ek nou al gelaai het, dink ek het al redelik 'n hele spectrum geskiet. So ek het al bonded, non-bonded, monolithies, solids, met gewone matchpunte, ek het al redelik 'n groot spectrum van alles geskiet. En die bottom line is, alles werk. Jy weet, alles gaan groepeer, alles gaan, ons gaan nie nou in daai hele gesprek terug van RLI gaan nie. Wat die aanleiding na die gesprek was, is, baie ouens het op ons groep gevra, en op YouTube kanale gevra, kan jy met, byvoorbeeld, 'n Match King, geef my daai boksie, kan jy met 'n Sierra Match, wat deur die vervaardiger ontwerp is, vir teiken skiet, kan jy met hom jag? Ja, en ek dink dit is presies van waar het gekom het, en natuurlik van jou matchpunte af, dan kry jy nou natuurlik jou jagpunte, jou soft points en sovoort, so kan jy met hulle teiken skiet. So dit gaan al twee kante toe, maar dan is daar nou bullets soos die ELDX, wat gebou is vir die hybrid ouens, van albei, wat jy kan kompetisie skiet, en jy kan teiken skiet, en ek het met hulle gejag, en ek het 'n opinie oor hulle, en ek sal dit baie lig hou, en sê, dat hy is gemaak vir al twee, alhoewel die een is 'n bietjie beter as die ander ene. Jy weet, so dis ook nie 'n perfekte produk nie. So, ja, ek dink, kom ek vra jou die vraag, en dit was die conversation op ons groepe. Kan jy met 'n teikenpunt jag? Kijk, kom ons klassifiseer gou teikenpunte, ons noem 'n paar van hulle, die mees bekendste is Honda se ELD MREX, hoë BC punt, extremely low drag, maar hy is gemaak vir match, dan ook byvoorbeeld Sierra se Match King, ek is mal oor dit. Ja, jou Lapua Sinars. Aanvanklik, so is my storie. Aanvanklik het ek begin RLI vir my 6.5 by 55, my Swedish, my favorite, wat julle almal ken, wat ons al baie oor gepraat het, en ek het vir hom 2 ladings uitgewerk, want ek wou dit reg doen. So ek het Sierra Game King geskiet, as ek jag, en ek het 'n tweede lading gehad met Sierra Match King, vir teiken skiet. En ek het op 'n punt gekom waar ek gevoel het dat die Game King net so baie splinter soos die Match King. En weet, ouens gaan nou dalk, ja, baie kritiek hieroor kry, ek weet nie hoe dit gaan werk nie, maar
ek het gevoel dat daai 2 punte nie 'n groot genoeg verskil vir my het om regtig dit te justify nie. Ja, die Game King mushroom bietjie meer. Okay, en ons praat nou bladskote, reg? Ons praat nie nou kopskote nie, dis heeltemal 'n ander scenario. Ons praat bladskote. Ek het vir jou koffie gekry want jy dors gelyk. Thank you very much. Sien, dis wat jy hier by Irene Arms kry. Kom, kuier 'n bietjie saam met die manne, kom drink 'n bietjie koffie shopie bo. Jy weet, hy sê ek sê bad nie, maar hy gaan daarvoor betaal, so ja, so ek stem 100% saam. Jy chip in, laat ek nie terugkom na my gesprek. Hy is nog besig, sorry. Ek net by koffie roer. Draai oorvat hierso. So ja, die Game King het definitief bietjie beter gemushroom. Hy het definitief meer gewig gehou na die tyd. Vleiskade was nog steeds drasties. Die Match King versplinter amper heeltemal. Heel wat vleiskade en maar ek het nog nie een bok verloor nie. En ek dink dit sluit aan by ons skootplasing video dat die skootplasing is bitter belangrik. Jy kan die beste bonded punt skiet. As jy die bok in die pen skiet is hy weg. Dan maak die bulletkeuse nie saak. Dan maak die bulletkeuse nie saak nie. Of jy kan 'n Match King skiet wat jy weet kan vir jou moeilikheid maak. Elke keer wat ek 'n Match King laai en ek gaan jag, weet ek vat 'n risiko want die patroon kan nie been tref nie en reguit deurgaan. En amper net 'n gaatjie punch. As hy been tref, versplinter hy heeltemal. Jy kry jy kry lood oral deur jou vleis en hy maak groot wond, jy weet, skade, maar ek het nog elke keer my bok gekry. Is dit reg? Is dit nie? Is dit eties? Is dit nie eties nie? Wat is eties? Wat is jou opinie van eties? En ek sê vir jou, ek dink wat jy daar genoem het is baie belangrik is jy het nog elke bok wat jy geskiet het gekry. So ek dink aan die einde van alles as jy terugstaan en na alles kyk is dit 'n effektiewe etiese jag. Ja, jy kan definitief 'n beter bullet geskiet het. Soos jy sê, jy het nou daai vergelyking gebruik van die 2 bullets wat eintlik met dieselfde reageer. So maak dit regtig so groot verskil. En dit was my conclusion, ek skiet nou net Match Kings in my suite. Want ek weet ek kan na enige kompetisie toe gaan, my lading is dieselfde. Dis makliker om te laai. Gelukkig daai geweer is bitter akkuraat, so ek weet ek kan altyd 'n kopskootjie waag sou ek gaan jag. Maar ek voel gemaklik genoeg omdat die kaliber groot genoeg is om iets kleins. En weer eens, ons het nie dit genoem nie. Ons praat nie hier van noodwendig blou wildebees of kudu of groot gemsbok of eland met daai kaliber en daai punt nie. Ek dink nie ek sal dit waag nie. Ons praat van kleiner wild, rooibok, springbok, vlakvark, daai tipe goedjies. En om by dit aan te sluit, ek persoonlik, ek skiet Nozzler se ballistic tips, die groen puntjies, jag verskriklik lekker, 165 rand. Nou daai is 'n verskriklike capable bullet. As jy my môre nooi en vir my sê Roan ons gaan blou wildebees skiet, dan los ek my 165s by die huis. Ek skiet 180 grein as ek 'n blou wildebees skiet, as ek eland gaan skiet 180. So dit kom weer by oor jy weet jy ken jou toerusting, jy weet 165 punte gaan definitief 'n blou wildebees doodskiet. 180 gaan dit net soveel bietjie beter doen. Dit is en ek dink dis hoekom ek sê nou weer, ek slaan nou baie op dieselfde punt, hoekom ons hierdie gesprek uitstel, want daar's soveel verskillende scenario's. Wat wil jy doen? En dit kom terug by wat ons gepraat het aan wat is jou expectation van wanneer jy gaan herlaai? Wat is jou einddoel vir wat jy gaan herlaai? Soos ek in daai episode ook gesê het, maar sekere kalibers waarvoor ek nou nie meer herlaai nie. 270. Wanneer jy het 270, so. Al die bullets by mekaar sit, en dan laai jy vir die al die kennis en jou vriende se kennis en dan kan jy nog steeds 270 skiet. So my 3006 byvoorbeeld, ek koop nou vir my 3006 Norma Oryx, is gebonde punt, geloodkernpunt, maar hy's gebond agter. Ons gaan nie nou in al daai spesifikasies inkom nie. Hulle kan ChatGPT vra wat is die verskil tussen bonded en full metal jacket en al die verskillende goeters. Ek dink die einde van dit is jy moet jou toerusting ken. Jy moet weet wat se jou werk. Jy moet weet jy kan op 'n tikkie skiet om daai skootplasing te sit. Jy moet weet jy kan dit onder druk doen. Jy moet weet jy kan jou asemhaling beheer om daai skoot af te trek. En dan wil ek amper vir jou sê, wel nie iets simpel sê nie, maar nou maak die bullet nie regtig soveel saak nie. Ken jou omgewing, ken jou geweer, ken jou prooi, jou teiken. Nee, ek dink dit en ek dink dit som dit op. Punte is verskillend. Scenario's verskil. Bokgrootte, gewig, been density, al daai goed verskil. Maar as jy weet, as jy net vir my sê luister ons gaan blou wildebees skiet, soos ek sê,
vat ek my swaarste beste 36 bullet en ons gaan skiet met hom want ek weet hy kan werk. Ek skiet 'n 180 grain punt. Maar as ek kan 'n rooibok skiet, dan kan ek 'n rooibok ook skiet. Dit is nie die einde van die wêreld nie. Maar ek gaan nie my rooibok geweer vat en dan 'n blou wildebeeste skiet nie, want al wat ek gaan doen is ek gaan 'n toerusting vat wat nie reg is vir daai prooi of soos jy sê daai teiken nie. So is baie belangrik om te weet wat is die doel. En ek dink dit moet pretty much die konklusie van die video wees. Wat is die punt? Dit is die punt. Exactly, dis die punt. Wat is jou expectation? Wat wil jy doen? Wat wil jy bereik aan die einde? Daar's 'n groot dryf nou na monolitiese punte toe. Ek weet baie ouens beweeg monoliet toe. Ek weet in Europa is al groot dryf rondom dit met die lood en die loodvergiftiging en al daai tipe van goedjies. Dit is fantasties. Dit is fantastiese punte. Ek het nog altyd gevoel ek sukkel bietjie meer om hulle te laai. Ek sukkel bietjie meer om hulle te laat groepeer. Hulle is dalk bietjie meer sensitief. Hang af van jou tyd. Ek ken nie genoeg agter dit nie, maar die science agter dit is dat hy glad nie opbreek nie. Hy hou 99% van sy gewig of 98% van sy gewig. Wat fantasties is, hy maak 'n perfekte mushroom. Daai perfekte mushroom as jou skoot net 'n bietjie af is, help jy vir jou. Ja, of hy gaan jou nie help nie. Weet, want hy maak amper net reguit deur 'n gaatjie. Waar ek voel as jou skoot 'n bietjie af is en jy het ietsie wat oopmaak, dan en bietjie meer skade maak daar binne, dan jy kan en 'n groter wondkanaal maak, dan gaan jy die boktaal kry. Daar's soveel goed. Jy weet ek is so versigtig wat ek hier sê, want dit is sulke intense gesprek tussen ouens. Maar ek dink dis presies wat dit is tussen die ouens en elke ou het sy eie. So ek dink vir die ouens wat ons goed gereeld kyk en gereeld met ons praat, ons het die WhatsApp groep, as jy wil join, laat ons weet asseblief, ons hou gereeld besprekings oor verskillende aspekte. Kom ons gebruik die platform wat ons het. Comment vir ons onder in die video, wat se punt jy gebruik, hoekom jy hom sal sê hy is die beter punt bo 'n ander punt, want ons weet jy het hom getoets, jy het nie net hierheen gevat en hy was die beste nie. Hoekom sal jy hom bo die ander punt? Jy kan name noem, ons wil nie ander maatskappye sleg maak nie, ons wil mense wat ons educate, maar ons wil ook realisties wees, want ek dink die grootste ding, die data daar buite is so oorweldigend. Daar's ouens wat absoluut net vir een maatskappy goed promote en hy gaan sê hierdie is wat jy moet doen en hierdie is wat jy moet skiet. Ons draai dit, ek weet nie of hierdie video dit makliker maak en dit klink nie vir my makliker nie, maar wat is die punt? Die punt is, wat werk vir jou? Wat kan jy bekostig? Wat werk in jou geweer? En ken jy daai geweer goed genoeg om te besef jy vat die risiko sou jy 'n matchpunt laai of om te besef wat die ander risiko is rondom die ander punte. En ek dink 'n baie belangrike ding wat jy daar gesê het is bekostigbare. Ja. Wat pas jou sak? Jy weet, en ek kry baie mense, ek weet nie wie dit kry nie, wat almal vir my sê, wat is die verskil tussen 'n 7mm en 'n 6.5 PRC? Dan sê ek vir hulle hoeveel kruit hulle in daai dop moet gooi, dan ewe skielik verander die wiskunde, want nou kry jy net 100 bullets per blik kruit. Ons het nog nie so punte gepraat hè. Ons het nog nie daai aspek eers geraak nie. Nee, wat ek bedoel is net wat jou sak pas. Don't overreach. Skiet wat in jou gun werk en soos jy sê daai 3 vrae, ek dink is baie belangrik en ons kan dit ondersit. As jy onseker is oor wat om te skiet, vra jouself daai 3 vrae. En jy sal baie naby kom en nie die regte antwoord vir jouself kry nie, en ek dink dit verskil van mens tot mens. Ja, en ek dink 'n ander ding, iemand het gekomment ook oor dit, weer eens, ek gaan dit weer noem, wat is jou verwagting en wat is jou limite? Wat is jou persoonlike limite? As jy nog nooit 'n kopskoot geskiet het nie, moenie nou 100 bullets gaan laai en sê van môre af skiet ek net kopskote want ek koop match bullets. Adrian en Roan het so gesê nie. Ken jou eie limite. Toets jouself, druk jouself. Dis waaroor dit ook hier gaan. Jy weet, dit moet vir ons lekker wees. Dit moet 'n lekker ding wees, 'n outing wees om onsself te challenge. Ja. En nou dat jy sê matching expectation, ons het op die groep gevra, jy weet, vir onderwerp om te bespreek. Toe het een van ons gereelde kliënte van my boodskap gestuur en sê manage your expectation. Ons almal jaag 0.25.3 groups op die baan, 100, 200, 300. Maar jy beplan nie eers om 'n bok te skiet verder as 150 meter hê. Met daai selfe gun. En nou wil jy vir my kom sê dis die bullets en die manage your expectations. Ek dink dit is seker die belangrike. Ek dink as jy enigiets van hierdie video is, wat is die punt? Manage your expectations. En ouens, ek hoop dit het vir julle 'n bietjie makliker gemaak soos Adrian sê. Ons het dit 'n bietjie vermy want dit is 'n moeilike topik. Ja, ek dink as ons terugkom, wat is die punt? Die punt is wat by jou werk, wat in jou geweer werk. Dankie Roan. Sorry, koffieslang. Ek skuld die koffieshop nog 'n piering. Wat werk vir jou? Wat werk in jou hande? Wat kan jy bekostig? Wat is beskikbaar?
Wat werk in jou geweer en gaan geniet dit. Ek gaan nie laat iemand vir my sê ek kan nie 'n rooibok met 'n matchpunt skiet nie, want ek het al tonne van dit gedoen. Is dit so weer eens? Nou jy heeltemal 'n ander gesprek. It can be done, it has been done en dit word elke dag gedoen. Maar jy vat die risiko as dit nie reg is nie, soos alles. Dis al julle. Wat is die punt? Dis die punt.